Dink 'n bietjie terug aan die alfabetliedjie. Vir die meeste van ons was dit mos ons heel eerste treetjie in die groot wonderlike wêreld van taal in. Maar het jy al ooit gewonder, wat is daai liedjie soveel meer is as net 'n manier om jou A, B en C te leer? En dit, jy weet, bring ons by die eintlike vraag, né? Hoe vat 'n mens hierdie abstrakte simbole, hierdie A, B en C, en maak dit regtig betekenisvol vir 'n kind? Hoe word dit die brug na woorde, na stories en nog belangriker na hul eie kultuur? So, vandag gaan ons presies dit doen. Ons gaan hierdie vraag probeer antwoord deur na twee heeltemal verskillende kulture te kyk, deur twee pragtige alfabetgedigte. Een kom uit Turkye en die ander een uit Servië. So, kom ons kyk 'n bietjie hoe hulle hierdie groot taak aanpak. Goed, so hier het ons hulle. Aan die een kant die Turkse gedig, sy naam vertaal rofweg na die alfabet van vreugde en speletjies. Sjoe! En dan aan die ander kant die Serviese gedig, Dans van letters. Net die titels alleen, hè, dit sê al klaar vir jou, hierdie gaan nie 'n vervelige les wees nie. Hierdie gaan oor blydskap, oor speel, oor beweging. En daai laaste woord, beweging, bring ons by die heel eerste ding wat regtig uitstaan. Dis 'n tema wat albei hierdie gedigte deel en is ongelooflik kragtig. Hulle verstaan albei iets diep en fundamenteel oor hoe kinders leer. En dit is deur te doen, deur aksie. Fisiese beweging word die heel eerste juffrou in die klaskamer. Kyk nou Jena, dis absoluut fascinerend. Die ooreenkoms is net wow. In die Turkse gedig vir die letters J en K is die instruksie Zipla hop hop. Dit beteken spring hop hop. En nou, die Serviese gedig, dit begin letterlik met dieselfde idee, Slova skachu hop hop hop, wat beteken die letter spring hop hop hop. Dis ongelooflik, né? So dadelik is die letters nie meer net tekens op 'n bladsy nie. Hulle is lewendig, hulle speels, dis 'n speletjie. En dit stop nie by spring nie. O nee, die tema van beweging rol net voort. Die Turkse gedig sê vir jou, dans saam met my. En wat doen die Serviese gedig? Dit echo daai sentiment perfek met Egrai swakok dana, wat beteken speel of dans elke dag. Jy sien, weer eens, die boodskap is duidelik. Die alfabet is nie iets wat jy passief leer terwyl jy stil sit nie. Dis iets wat jy doen, iets wat jy met jou hele liggaam vier. So, as ons dit nou alles bymekaar sit, wat sien ons? Albei hierdie gedigte bou eintlik 'n baie eenvoudige fisiese roetine. Dis amper soos 'n klein dansie. Jy glimlag, dan spring jy, dan klap jy hande en dan dans jy. En dis die briljantheid daarvan. Deur hierdie eenvoudige herhalende aksies word hy letters in 'n kind se spiergeheue ingeprent, jy weet, lank voor dit net 'n abstrakte konsep in hulle koppies is. Goed, so ons het die beweging, die gedeelde aksies, maar nou kom ons by die deel wat elke gedig heeltemal uniek maak. Dis hoe hulle die spesiale karakters, die unieke klanke van hulle eie taal hanteer en eintlik vier. En dis die ding jy sien, hierdie gedigte leer nie maar net 'n generiese, universele alfabet nie. Glad nie. Hulle vier hulle eie unieke linguistiese identiteit. Kyk 'n bietjie hoe die Turkse gedig letters soos sê nou maar che en ge sommer net so moeiteloos in die ritme inweef. En die Serviese gedig? Presies dieselfde met hulle eie unieke letters soos che en j. Vir 'n kind is dit hulle heel eerste kennismaking met die spesiale klanke, die trots van hulle eie moedertaal. Maar wag, daar's nog 'n laag aan hierdie storie. Die struktuur van die gedigte self, dis nie net toevallig nie, dis eintlik baie slim gedoen. Albei volg 'n soort narratiewe boog, 'n storie wat die natuurlike ritme van 'n kind se dag perfek weerspieël. Dink daaroor. Beide gedigte skop af met daai hoë energie goed, die spring en die dans, presies soos 'n kind se oggend, vol woema. Dan, soos die dag aangaan, skuif die fokus na sagter, meer sosiale dinge, soos vriendskap. Dis die middag. En dan, soos die alfabet tot 'n einde kom, raak alles rustiger, alles kalmeer en maak reg vir stilte en rus. Dis die aand. En daai middaggedeelte, dis waar ons sien hoe 'n ongelooflike belangrike sosiale waarde sommer direk in die les ingeweef word. Die Turkse gedig sê dit reg uit. Arkadas ol hep. Wees altyd vriende. Die Serviese weergawe is net so hartlik. Budi prietel drag. Wees 'n liewe vriend. Dink net daaraan, terwyl 'n kind besig is om letters te leer hulle terselfdertyd een van die belangrikste lesse wat daar is. En dan die einde van die dag, die afsluiting. Die Turkse gedig eindig met 'n baie sagte, amper fluisterende opdrag.
Uyu Shimdi, San, slaap nou. En die Serviese gedig? Dit bring ons by presies dieselfde rustige einde. Vreme je da spavash, dis nou tyd om te slaap. Die dagse reis, die avontuur van leer en speel, is nou verby. Dit skep so 'n gevoel van kalmte, van voltooiing. So as ons nou 'n tree teruggee, wat sê dit alles vir ons? Dit wys mos duidelik dat hierdie alfabetliedjies soveel meer is as net 'n manier om letters te leer. Hulle is eintlik kragtige klein pakkies, instrumente wat kulturele waardes, die ritme van die lewe en selfs sosiale norme in 'n kind se kop en hart enkodeer. So, kom ons som dit gou op. Wat leer hierdie gedigte nou eintlik? 1. Leer is pret. Dis fisies, dis vol vreugde. 2. Vriendskap is super belangrik. 3. Die lewe het 'n ritme, 'n tyd vir speel en 'n tyd vir rus. En miskien die belangrikste van alles, hulle leer dat letters die boustene van jou verbeelding is. En dit bring my by hierdie laaste pragtige reël uit die Serviese gedig. Dit sê, Svetje Sharana Abeceda. En dit beteken, die wêreld is 'n kleurryke alfabet. En dis die uiteindelike boodskap, is dit nie? As jy die letters leer, kry jy die gereedskap om al die rykdom, al die kleur van die wonderlike wêreld om jou te kan ontsluit, te kan lees en te verstaan. En dit laat my met een laaste vraag vir jou. Dink 'n bietjie terug aan die rimpies en die liedjies van jou eie kinderjare. Watter dieper lesse oor die lewe, oor jou gemeenskap, oor jou kultuur, watter lesse was dalk weggesteek in daai eenvoudige, bekende melodieë?